Hallo, dit is vir my lekker om vandag weer hier saam met jou te kan saamkuier. As deel van ons digitale gemeente, hierdie boodskap vir jou te kom gee ook in hierdie digitale forum uit Mosselbaai Moedergemeente. Vandag gaan ek 2 teksgedeeltes saam met jou lees, beide tekste van God wat 'n ontmoeting het met mense, een vir Abraham en die ander een vir Nikodemus. Abraham se verhaal lees ons in Genesis 12, waar God hom roep. Lees saam met my daar vanaf vers 1 af. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseën wees. Abraham het gegaan soos die Here vir hom gesê het, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran. En dan 'n tweede gedeelte in Johannes 3 met Nikodemus se ontmoeting met Jesus. In vers 1 van Johannes 3 staan daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord, Amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, Amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moet nie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop het vra Nikodemus hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel, en jy begryp hierdie dinge nie. Amen, amen. Ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Ons lees tot so ver saam. Ek wil hê jy moet vanoggend of vandag dan nou hierdie 2 manne raak sien. Eerstens is dit 'n ou man, sy naam is Abraham. Hy het 'n vrou en 'n stuk grond. En eendag hoor hy 'n stem wat vir hom sê, trek. Geen kaart nie, geen bestemming nie, net trek. Die tweede man is 'n geleerde, sy naam is Nikodemus. Hy is die lid van die Sanhedrin, dit is soos om in die Hooggeregshof te sit vandag. Hy het 'n reputasie, met ander woorde, hy het 'n naam in die gemeenskap, hy het 'n hele lewe vir homself gebou op die sekerheid dat hy weet hoe dinge werk. En eendag kom hy vir Jesus kuier, en Jesus sê vir hom, jy moet van voor af gebore word. Hierdie 2 manne, maar een God,
en dieselfde uitdaging vir hulle albei. Maar kom ons kom net so bietjie in die verhaal van Genesis 12 in, want daar's 'n patroon wat ek wil hê jy moet raak sien. Reeds vroeg in Genesis, daar in Genesis 3, besluit Adam en Eva, nee, ons gaan onsself maak dat ons soos God is. Op ons eie terme, ons gaan die lewe gryp. En wat gebeur? Hulle verloor alles. Die tuin, hulle verloor God se nabyheid. Hulle verloor 'n lewe soos wat dit bedoel is om te wees. En dan 'n rukkie later in Genesis 11, weer hierdie patroon wat ons sien met die toring van Babel. Die mense wat by mekaar kom en sê, kom ons bou vir onsself 'n naam. Kom ons word groot op ons eie stoom sonder God. En wat gebeur? Hulle word verstrooi oor die hele aarde. Sien jy hierdie patroon raak? Elke keer as mens probeer om self dinge te gryp, dan verloor hulle alles. En dan reg hier in Genesis 12 net daarna gebeur iets anders. Nou is dit nie Abraham wat gryp nie, maar dit is God wat die inisiatief kom neem. God wat een man kom roep en hy sê, ek gaan vir jou 'n groot naam maak. Nie jy vir jouself nie, ek vir jou. En dis waar ons vandag is. Hierdie oomblik waar God se inisiatief op menslike beheer kom bots. Nou God sê vir Abraham in hierdie verhaal om 3 goeders agter te laat. En ek dink jy het ook dalk goed wat jy moet agterlaat. En ek dink is doelbewus in hierdie volgorde wat God dit vir hom kon sê. Eerste sê hy, jy moet jou land agterlaat. Met ander woorde, jou omgewing, die bekende wêreld hier rondom jou. Tweede kom sê hy vir hom, jy moet jou familie kom agterlaat. Bietjie nader. Dis jou mense. Dis die gemeenskap waarin jy tuis hoort. En derde kom hy nog nader en sê, jy moet jou vaderhuis verlaat. En dis die een wat seer maak. Nou in die ou semitiese kultuur, in hierdie tyd van Abraham, was jou vaderhuis nie net 'n sentimentele ding gewees soos ons vandag nie. Jou vaderhuis was jou identiteit gewees. Dit is waar jy begrawe sou word eendag. Letterlik waar jy sou rus saam met jou voorouers. Om dit te verlaat was om soos 'n banneling te word. Een geleerde het gesê, Abraham gaan in vrywillige ballingskap in. En ballingskap was destyds gelykstaande aan die dood beskou. God vra nie net vir Abraham om sy adres bloot te verander nie. Hy kan vra vir hom alles om van sy identiteit weg te gee en agter te laat. En hier is 'n klein woordspeling in Hebreëus wat ek nou nie kan weerstaan om te los vandag nie. Die opdrag begin met hierdie woord in die land, en dit is die Hebreëse woord Adama, en dit is dieselfde woord, kan jy hoor, wat ook Adam se naam bevat, Adama. En hierdie belofte van om dit te los, die land, en ek sal vir jou dan 'n hele nageslag gee, al daai geslagte wat dan geseën sal word hierom, daai woord vir die geslagte van die aarde, is ook die woord Adama. Met ander woorde, Abraham moet sy klein Adamsgebied kom verlaat, sodat God 'n nuwe toekoms vir 'n hele Adamsgebied deur hom dan kan skep. Hy gee sy klein, veilige wêreld op, sodat God 'n nuwe, groot wêreld deur hom kan skep. En dis vir jou. Wat is jou vaderhuis? Nou nie noodwendige plek nie. Maar wat is jou identiteit waarop jy steun? Die sekerheid waaraan jy vashou? Die verworwenheid van jou bestaan wat jou mos dan nou definieer. Ek het dit al bereik en dis wat ek besit. Want dikwels is presies dit die goed wat ons vashou, wat ons terughou. Nou in die teks kom God dan en neem 'n inisiatief. En dit is iets in albei van hierdie tekste wat ons maklik kan misloop. Kom ons kyk eers na hierdie belofte in Genesis 12. Kyk na wat aan die werk is hier. Wie is die een wat al die werk doen?
God kom en sê hier per herhaling vir Abraham, ek is die een wat jou groot nasie sal maak. God. Ek sal jou seën. God. Ek sal jou naam groot maak. God. Ek sal jou wys. God. Abraham se kant? Nee, hy moet net gaan. En dan in Johannes 3, Nikodemus se verhaal, kom hy na Jesus toe en sê, Rabbi, ons weet dat u deur God gestuur is. Hy dink, hy verstaan, en Jesus wat vir hom heeltemal van iets sê wat van sy struik afgooi dan. Jesus gebruik hierdie Griekse woord hier vir wedergeboorte, dis die Griekse woord genethe. En dit is nie die woord vir geboorteskenk of die proses wat hier gebruik word nie. Die woord wat hy hier gebruik is die passiewe ene. Met ander woorde, wanneer 'n pa eintlik 'n kind verwek. Jesus sê letterlik vir hom, die Vader moet jou weer kom verwek. Dis nie iets wat Nikodemus self kan doen nie. Babatjies kan nie kies nie, of hulle gebore word of nie. En Nikodemus, hierdie fariseer, die man van die wet, hy wat presies wil weet, wat moet ek doen? Hy het sy hele lewe daaraan gebou in hierdie idee dat gehoorsaamheid aan die Torah hom by God sal uitbring. En dat hy dit kan verdien, dat hy die inisiatief het, en God sê nee, die inisiatief lê by die Vader, nie by jou nie. Julle ken mos Johannes 3 vers 16, nee. Jy ken dit eintlik al so goed in die kerk, dat jy amper opgehou het om iets daaruit te hoor, wat God sê. Maar luister vandag weer, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Hy. Nie die wêreld het God so lief gehad nie. Nie die wêreld het dit verdien dat God sy seun gestuur het nie. Nie die wêreld het daarvoor gevra nie. Nee, God het. Hy neem die inisiatief. God gee. Een van die kommentare op hierdie teks sê dit so mooi. Hy sê, God het die godhatende wêreld so lief gehad. Die wêreld het hom gehaat. Hy het hulle lief gehad. God vra nie die wêreld se toestemming om hierdie wêreld lief te hê nie. Hy hou net aan lief hê. Wat wil ek hê moet jy vandag uit huis toe vat, is dit. Jy hoef nie by God uit te kom nie. Hy het reeds by jou uitgekom. En dan is daar nou hierdie gedeelte waar Jesus vir hom praat oor die wind wat waai. Jesus sê vir Nikodemus iets wat vir 'n fariseer byna onverteerbaar moes gewees het. Hy kom sê vir hom, die gees is soos 'n wind. Julle ken mos ook nou al hierdie woorde, vir pneuma, nee, die Griekse woord vir gees, wind of 'n gees. En Jesus speel doelbewus met hierdie dubbelbetekenis in die teks. Jy hoor die wind, jy sien wat hy doen, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen jy gaan nie. Vir Nikodemus, 'n man met 'n sisteem, 'n man met reëls, 'n man met 'n kaart van hoe God lyk en om by hom uit te kom, moes dit verbuisterend gewees het. Jy kan nie God vasvang nie, Nikodemus. Jy kan hom nie in jou sisteem inbou nie, Nikodemus. Jy kan God nie beheer nie, Nikodemus. En die eerlike waarheid is, ons sukkel almal hiermee. Moet maar nie te hard op Nikodemus oordeel nie. Ons het alles, julle. Ons het die kruis, ons het die opstanding, ons het die hemelvaart, ons het die Gees en Pinkster se hulp en ons worstel met dieselfde ding. Ons wil God kom dien om sy liefde te verdien. Maar ons wil dit doen op ons eie terme. Op 'n tydlyn wat ons kan volg, op 'n manier wat vir my sin maak en vir my lekker is binne my gemeente of my spiritualiteit. Ek het so gedink aan hierdie verskil wat daar is tussen 'n motorboot en 'n seilboot, toe ek nou so lees van die wind wat waai in die teks. Die motorboot en die seilboot dryf al twee op die see van geloof. Maar hy het sy eie engine. Hy kies sy rigting. Die wind maak nie saak nie. Hy gaan waarheen hy besluit. Die seiler het geen motor nie. Hy moet die wind lees. Hy moet leer hoe om sy seil fyn in te stel na die wind. Hy werk saam met die wind.
En dan gaan hy dikwels, dink ek, op plekke waar die wind omheen waai. Maar hy moet leer om beheer te los en die wind te vertrou. So die vraag vir ons is, watter geloof het jy? 'n motorboot geloof, wat sy eie rigting self kies, en net vir God kom vra om dit wat jy reeds besluit het te kom seën, of 'n seilboot geloof, waar jy leer om op die wind te voel en saam met hom te beweeg. Nou iets hier in die struktuur van Genesis 12 met Abraham se verhaal wil ek vir jou kom wys. Hierdie opdrag om te beweeg van 'n groot af na 'n klein toe, van 'n land en 'n familie en 'n vaderhuis. Maar die belofte beweeg dan eintlik van klein na groot toe. 'n nuwe land, 'n groot nasie. En seën dan vir al die mense op aarde. God neem 'n klein gehoorsaamheid om op te gee en bou dit uit tot iets wat die hele wêreld op die einde kom raak. Ons weet mos uit sy nageslag is Dawid gebore. Uit sy nageslag Jesus, deur wie die hele wêreld dan gered sal word. Abraham het hierdie belofte gegryp sonder dat hy 'n kind gehad het nog op daai stadium. Sara was onvrugbaar. En die verteller sê dit eintlik duidelik, soos 'n waarskuwing. Abraham was al oud. Daar was geen sigbare gronde vir hoop gewees hierson nie. Net die woord van God. En in Johannes 3 gebruik Jesus 'n ander beeld om dieselfde waarheid vir hom te kom uitwys vir Nikodemus. Hy verwys na die ou storie van die woestyn in Numeri 21, toe die Israeliete gesterf het van slangbyte. En op God se instruksie moes hulle eenvoudig opkyk. Kyk op en jy sal lewe. Geen verdere instruksie nie, geen sisteem nie, geen verdienste nie, net kyk op. Jesus sê, so sal die seun van die mens ook verhoog moet word, en elkeen wat vir hom opkyk, wat glo, sal lewe hê. En dan in vers 17, wat ons dikwels oorslaan hê, God het nie sy seun gestuur om hierdie wêreld te veroordeel nie, maar om dit te kom red. God se hart is nie veroordeling nie, sy hart is redding. Sy motief is liefde, sy doel vir ons is verlossing. En die lewe wat hy gee, hierdie ewige lewe, dit begin nie eendag nie, dit begin nou. Die belofte is reeds aan die werk in my en in jou lewe. Ek wil 'n oomblik gou terugkom na hierdie beeld van die wind toe. Abraham hoor die roepstem, die roep van die wind, en in vers 4 sê dit so eenvoudig, jy kan dit amper misloop. Toe het Abraham gegaan, soos die Here hom gesê het. Geen lang debatte nie. Geen vergadering eers met sy raad nie. Hy het gegaan. Nikodemus kom in die nag, versigtig in die donker, laat iemand hom nie sien nie, met vrae, maar hy kom. En later in die evangelie sien ons dat die wind gewaai het, hy sy seil na hom gespan het, hy tot bekering gekom het, en hy is eintlik die een wat Jesus se lijk van die kruis gaan afhaal en dit dan begrawe. Die wind het gewaai. Hy het toegelaat, laat dit hom neem. En ek dink vanoggend is jy wat na hierdie boodskap luister, reeds besig om te hoor dat God iets in jou hart sê. Miskien is dit 'n roepstem na iets nuuts toe. Miskien is dit 'n uitdaging om iets te los wat jou terughou. Miskien is dit net die sagte wind van die Gees wat sê, vertrou my. Die vraag hier uit hierdie tekste is nie 'n teologiese vraag nie, dit is 'n praktiese vraag. Wat van jou lewe hou jou terug? Wat sal gebeur as jy dit loslaat? Maar God het reeds 'n inisiatief geneem. Hy het reeds sy seun gegee. Hy het reeds 'n belofte gemaak wat groter is as jou vaderhuis, groter as jou sisteem, groter as jou behoefte om alles te beheer. Die Here het vir Abraham gesê, trek, en toe het Abraham gegaan. Mag ons ook
net gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U woord so lewendig kan wees. En dat ons sien, Here, U verhaal, U hartsbegeerte vir hierdie wêreld is nog altyd dieselfde, van Abraham af tot in die Nuwe Testament. Maar Here, dit kom vra vir ons om te los en ons seile na U wind te span. En sal U genade so groot wees vir ons, Here, dat ons eie self kan terugsit, dat ons nou vir 'n slag hierdie goed kan los, dat ek kan klaar kry met dit wat my terughou in my lewe. Here, U Gees is kragtig. U is aan die werk deur hierdie Gees in ons lewe. En laat ons ook, Here, hierdie kragtige werk van U Gees in en deur ons lewens so beleef. Ons, Here, wil ons lewe aan U wy. Amen. Baie dankie dat ek sommer vandag saam met jou kon saamkuier hier. Dit is my lekker om God se woord so ook vir jou te bring. En dankie ook vir almal van julle wat getrou ook ons bediening hier vanuit Mosselbaai ondersteun. Mag jy 'n geseënde week hê en ons gesels volgende week weer hier saam uit die woord van die Here. Totsiens.